Baie dankie, broer Roy. Julle kan maar sit. Ek was net buite agter die gordyn hier, het daardie pragtige sang geniet. Het julle dit geniet? Dit was regtig goed. God seën daardie jong kinders, hulle is die oes van môre as daar 'n môre is. En ek, broer Rose het gekom en my 'n rukkie gelede kom haal vir 'n noodgeval by die hospitaal en ek het gedink, ek is sekerlik laat. Maar ek was tog nie, maar hy het vir my gesê hy sou invul, so ek weet, hy is bereid om dit te doen. Wel, ons is bly vanaand om die vergadering buite op hierdie warm aand te sien. En ons is bly om van die verslae van gisteraand se diens te hoor. Ek wonder of daar enige iemand hier is wat kan wys of hulle hand sal opsteek wat voor gebid is, deur daardie nuwe bediening gisteraand kan weet dat daar 'n definitiewe verbetering in hulle toestande is. Laat ons julle hande sien opsteek vir hulle wat deurgegaan het, deur die gebedsry gegaan het. Goed, dis goed. Goed. Iemand het vir my gesê dat die man wat verlam was in die rolstoel hier gisteraand, daar agter iewers in die gehoor sit vanaand, sonder die rolstoel, en ons is bly om dit te weet. Waar is jy, broer? Sal jy jou hand opsteek waar jy ook al is, die broer wat in die... Hier is hy, wat net hier sit, dank die Here, dis goed. Dit wys wat net 'n bietjie geloof kan laat werk. Nou, die nuwe bediening is om die siekte te vervloek wat daar binne is. Het julle opgelet wat die Heilige Gees gedoen het? Die eerste ding toe hy my vertel het, was gebed vir die siekes. Nou, ek het gekla en gesê, hulle sal nie na my luister nie, want ek is nie geleerd nie. En hy het gesê, soos Moses 2 tekens gegee is, sal jy 2 gegee word. En toe het hy gesê, die eerste een, die mense lê net hulle hande op joune, en jy sal vir hulle sê, hulle sal selfs die reaksie sien, of dit weg is of nie. Nou sien dit word, jy moet dit dophou, dit word 'n vermaak. En toe gesê, as hulle dit nie glo nie, dan sal daar nog 'n teken wees waarmee jy gebore is. Jy sal die visioen sien en weet wat die mense gedoen het, en alles van hulle, en so voort. Ek het gesê, dis waarvoor ek hier was. Ek is vertel dat dit verkeerd was. Toe het hy die skrif vir my gelê en dit het dit afgehandel. Maar ek het verlang na daardie dag om te kom. Hoeveel is in die gebou vanaand wat onthou toe ek die eerste keer met die Weskus opgekom het en oë onder deur die syde en net daardie een bediening gehad het van daardie oplegging van hande? Kan julle dit nou? Kyk net na die vriende. Goed. Toe het ek vir julle gesê dat die Here vir my gesê dat daar nog 'n bediening sou wees. Onthou julle dit? Wat die onderskeiding van die gedagtes van die hart sou wees en so voort. Wel, daardie bedienings het perfek reg oor die wêreld gewerk sien. Een het sy dag gehad, die ander een het sy dag gelewe. Nou, 'n bietjie later as ek 'n kans kry, wil ek julle vertel wat net onlangs gebeur het, wat 'n nuwe bediening inbring om net die woord te spreek. En dit plaas dit weer reguit terug in die skoot van die mense. As hulle met die regte gesindheid sal kom en glo, moet dit net gebeur. Hoeveel het die boek in die boek gelees? Goed, daar's 'n paar hier wat my lewensverhaal in die boek gelees het. Toe was dit hoe dat hy vir my gesê dat ek gebore is om vir siek mense te bid. Kry hulle om jou te glo, wees dan opreg wanneer jy bid, dan sal niks voor die gebed staan nie. Het julle dit al tevore gehoor? Sekerlik julle het. Goed, nou dan hierdie tekens en wonderwerke om die verlede te wys toekoms en wat sou wees. En wat was en alles daaromtrent was die bevestiging van die naderende Messias. En om die mense te laat, dit was om die mense te wys dat ek hulle die waarheid vertel, dat ek geroep is om vir die siekes te bid. Dis die idee, bid vir die siekes. Nou gaan die tweede bediening weg en die derde kom in, so ek is so bly daaroor. Nou, môreoggend die volle evangelie sakemanne se ontbyt, ek reken hulle dit aangekondig waar dit sal wees. Hoop julle is daar, ek wil graag meer van daardie sang hoor. En so, ons sal 'n goeie tyd daaronder verwag oor 'n koppie koffie en wat hulle ook al het. En die gebakte eiers en wat daarmee saamgaan. En dan sal ek praat as die Here wil môreoggend by die ontbyt. As die Here wil ek praat oor die benadering van gemeenskap deur die beker. En dan, as dit die wil van die Here is. Dan môre aand weer hier terug vir nog 'n diens van goddelike genesing, as die Here wil, en watter gebedskaartjies of wat ook al, ek weet nie wat die Here sal doen of is nie. Daar word gebedskaartjies uitgedeel, word daar nie vanmiddag nie.
Ek het gedink daar was goed. Ons sal sien wat die Here ons sal lei om met hulle te doen vanaand, of dit onderskeiding sal wees op voortgaan met die res van die bediening, of wat hy ons sal laat doen. Maar elke aand sal ons vir die siekes bid en God vertrou om siele te red. Nou, voor ons die woord benader, is daar baie mense wat die Bybel kan neem en daardie buiteblad kan omblaai soos daardie, maar dit neem God om daardie woord op te maak, sien, God alleen, dis nie vir eie uitleg nie, lees dit net en glo dit. Nou voor ons dit nader dit lees, laat ons net ons hoofde buig terwyl ons 'n oomblik met die outeur praat. Wie het 'n spesiale versoek vanaand? Steek jy net jou hand op, sê, God, onthou my vanaand. Mag God die versoeke toestaan, kyk net na die hande, hierdie groot dag, tog 'n behoefte gevolg. O dierbare Here, ons mees genadige en goddelike Vader, wat die Here Jesus uit die dood uit teruggebring het, en hom aan ons voorgestel het in die opstandingskrag van die Heilige Gees, wat saam met ons lewe vanaand werk, sy woord bevestig, dieselfde dinge wys wat hy gedoen het, toe hy hier op aarde was. Dat ons die blye versekering mag hê, dat hy lewendig is en nie dood nie. Ons dien nie geloofsbelydenisse nie, dooie geloofsbelydenisse nie, ons dien nie afgode of dooie gode nie, maar ons God lewe vir ewig, lewe saam met ons. O, hoe dankbaar is ons om te weet in hierdie uur, wanneer duisternis oor die aarde sak en groot duisternis oor die mense, hoe dat ons U dank dat ons hierdie groot rots van verlossing het, die vaste anker van die siel. Dat ons weet, ons hoef nie daaroor te raai nie, ons God lewe wat vir ons die beloftes gemaak het, en wys homself lewendig onder ons, gereed om ons gebede te beantwoord, en doen wat ons ook al in ons harte wil begeer, as dit gevind word in sy goddelike wil en sy beloftes. Nou Here, ons sal vanaand bid, veral vir hulle wat siek en beproef is, en vir daardie kosbare en dierbare man vir wie ons pas, bo by die hospitaal gebid het, wat op die rand van die dood gelê het. Maar toe ons hande op hom lê, het ons die lewe weer in hom sien begin beweeg. Ons glo met ons hele hart dat daardie man sal lewe, omdat U vir ons 'n belofte gemaak het. En ons het ons diens gegee, Here, vrylik met ons hele hart, in geloof te glo dat U ons versoek sal toestaan. Nou Here, ons sou vanaand vra dat U die Heilige Gees sal neem en die woord neem en ons bedien, net soos ons behoefte het. U ken ons harte en wat ons nodig het, en ons fisiese toestand, soos ons hande opgesteek het vir verskillende dinge, en ons bid dat U ons sal antwoord. Dan Here, onthou hulle wat herstel in die huise en ingeperktes en hulle wat nie kan kom nie. Sien ons dan hier saam, en wanneer die diens verby is en ons begin gaan na ons verskillende huise toe, mag ons sê soos hulle wat van Emmaus afgekom het, wat hom iets sien doen het na sy opstanding. Net soos hy het voor hy gekruisig is en hulle gesê het, was ons harte nie brandend in ons, soos hy met ons gepraat het langs die pad nie. Want ons vra dit in sy naam en tot sy eer. Amen. Nou om 'n klein konteks te neem vanaand, laat ons julle aandag vestig op 'n skriflesing in die Bybel, in die boek van Jesaja. Kom ons blaai na Jesaja, die 21ste hoofstuk van Jesaja, en lees die 11de vers van Jesaja 21. God spraak oor Duma, daar roep een my toe van Seer af. Wagter, hoe ver is dit in die nag? Wagter, hoe ver in die nag? The watchman said, the morning cometh, and also the night. If ye will inquire, die wagter sê die môre kom, en ook die nag. Wil julle vra, vra, keer terug, kom. Must have been an awful day. Moes 'n vreeslike dag gewees het. Miskien 'n warme. En alles was so deurmekaar en gelyk asof niks reg verloop het nie. Die stad baie ontstel.
Want van die toring af het waarskuwing na waarskuwing gekom. Daar is 'n vyand wat naderkom. Maar die stad was so totaal oorgegee aan sonde, dat hulle nie die stem van die wagter in die toring wou hoor nie. Al het hy gesê, ek het die stof van hulle strydbare wiele gesien en in die sonlig sien ek hulle blink gevryfde wapenrustings en hulle glinsterende swaarde. Maar hulle wou dit nie glo nie, want hulle was ten volle aan sonde oorgegee. En wanneer 'n plek oorgegee is aan sonde soos daardie, wil hulle nie enigiets hoor wat enige waarskuwing of ongemak vir hulle inhou nie. Maar net in elk geval het die stem gekom. Waarskuwing op waarskuwing. En soos die aand begin nader kom het die jong meisies miskien vergader buite om die openbare put in die stadsplein om die aandse water te kry. Wat gebruiklik was in daardie dae vir die jong dames om na die put toe te gaan en hulle water te kry vroeg in die oggend en laat in die middag, wat 'n voorraad vir die dag sou wees. Dan 'n voorraad vir die aand en die nag verkoop en waarvoor hulle dit ook al moes hê. En soos hierdie sekere jong dames die toneel in die straat sou wees, sou ons hulle sien kom van verskillende dele van die stad, en toe hulle daar gekom het, sou ons 'n klein spotlag hoor. Wat sê, het julle gehoor wat daardie fanatiese man in die toring vandag gesê het om ons bang te maak vir iets? Hy het ons probeer waarsku teen 'n naderende vyand. Julle weet, ons vertel dat ons moes omdraai en bekeer en na sak en as. Hulle sou sê, nou ons gaan nie omdraai in enige sak en as of na bekering nie, want ons glo nie in sy boodskap nie. Ons glo dat ons vanaand 'n partytjie moet hou en ons moet ons nuutste klere dra. En dink julle dat ons 'n fanatikus sal laat staan vir ons sê hoe ons moet aantrek en wat ons moet doen? Ek gee nie om nie hoeveel hy sê, hoeveel hy waarsku nie. Ek gaan net in elk geval na die partytjie toe. En hoeveel ek ook al haat om dit te sê, hierdie is 'n dag omtrent soos daardie dag. Maak nie saak wat jy vir die mense sê nie, hulle gaan steeds doen wat hulle wil doen. Hulle is eiewys en hulle gaan net reguit voortgaan. Ongeag hoeveel jy waarsku van die koms van die vyand of die naderkom van die Here, hulle sal net dieselfde aangaan as wat hulle het. Hulle het hulle besluite gemaak. Plesiermaal, en hulle gaan maak net soos hulle wil maak. En as jy hulle probeer korrigeer, is jy 'n fanatikus. Net dieselfde roep die stem steeds uit. God sal 'n wagter in sy toring hê wat nie sal nalat om die waarskuwing uit te roep nie. Daar was die jongmans in die kroeg en hulle sou die drankies vir mekaar aangee en sê, Jim, het jy vandag gehoor, ons het 'n naderende vyand. Groot pret daarvan gemaak en veel opmerkings gemaak. Ons weet beter as dit. Ons het die beste militêre stelsel wat daar in hierdie land is. En daar's geen vyand wat ons kan pla nie. Ons forte is oral bewaak en ons mure en daardie fanatikus daarbo in die toring, ek wens hulle wil hom daar uitkry. Julle weet, is nooit gewild om die waarheid te vertel onder mense wat belewe vir hierdie huidige dag nie. Hulle wil nie die waarheid glo nie. Maar die Bybel het gesê, julle sal die waarheid ken. Ek is so bly daaroor. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Nou, jy kan 'n gevangene wees of jy kan 'n waarheid verwerpende gevangene wees of jy kan die waarheid ken en vry wees.
En soos die nag begin nader kom het, dan kan ek hier sien dat wanneer die aandskaduwees begin daal en die dag se take verby was, toe het hulle almal vergader by hierdie sekere plek waarin hulle gegaan het om hierdie dans op partytjie te hou. En dit was omtrent al waarin hulle geïnteresseerd was. En dis omtrent al waarin baie mense vandag geïnteresseerd is. Maar ek kan my voorstel, daardie wagter het die groepie gekry wat hom sou glo en daar uitkom. Ek is so bly vanaand dat ons steeds 'n paar regte wagters het wat 'n groep gereed maak om hier uit te kom een van hierdie dae, want probleme kom. Maak gereed, want daar is probleme wat nader kom. En getroue wagters wat waak oor die erfenis van God se skape, hulle waarsku, maak gereed om te vlug, want dit sal 'n tyd wees wanneer niemand sal ontsnap. Julle sal nooit in staat wees om waterstof en suurstofbomme te ontsnap wanneer hulle die nasie tref nie. Daar's net een ontsnappingsweg, dis reg daaruit. Daar's net een ding wat jou kan uitneem, dis die krag van die opstanding van Jesus Christus. Ons daaruit kan uitneem, gaan op, gaan uit die aanhoor daarvan, uit die aanskoor daarvan. En soos miskien het die dansbal goed begin, en die jong dames het begin dans met die mans en die getroude vroue met 'n ander vrou se man, en omgekeer. En die drankies is aangegee, en hulle het almal 'n lekker tyd gehad. En dan miskien een of ander moderne Hollywood komediant of televisie nabootser het opgestaan, een of ander soort grappe begin maak oor die man in die toring. Het julle dit vandag gehoor? Wel, hulle sê net daar dieselfde ding vandag, daar's geen verskil nie. Die duiwel neem altyd sy man, maar nooit die gees nie, dit lewe op 'n ander man. God neem sy man, maar nooit die gees nie, dit kom af, lewe op iemand anders. So dieselfde geeste bestaan steeds vandag. Ons is nie blind vir hierdie dinge nie. En dit sou goed wees as ons sou luister na die stem van die een in die toring. En die Heilige Gees wat ons waarsku. Vlug van die toren wat sal kom. Maak gereed, want die uur kom nader. En reg in die midde soos koning Nebukadnezar se groot dronkfees vind ons uit. Toe hulle was die nabootsers aangegaan met hulle pret en plesiergesinde mense wat nie die lewe ernstig opgeneem het nie. Met eens was die wagte afgemaai by die hek. En instorm die soldate, spiesgooiers, boogskutters, slingervelmanne, swaardvegters, strydbaans wat deur die stad gejaag het. En in die dans sal en die jong vroue sal eer die moeders wat verwag het was, gedobbel oor wat die geslag van die kind sou wees, en oopgekloof terwyl hulle nog lewendig was. En die babietjie se kop is teen die muur vermorsel en die mans is in hulle midde geslag en dit was alles verby, omdat hulle nie die wagter se stem herken en gelet het op sy waarskuwing nie. God het in die Bybel gesê, kyk na die kudde waaroor die Heilige Gees jou 'n wagter gemaak het. Maak seker dat hulle gevoed word met die regte voedsel, gereed gemaak word vir die koms van die Here. O, hoe hartseer dit was toe daardie groot middernagkreet gekom en dit alles verby was. Dit herinner my aan 'n storie wat ek 'n paar jaar gelede gelees het oor 'n prospekteerder in Arizona. Hy was een van daardie goudgesinde mense en hy wou met eens ryk word, so hy gaan in die woestyn in om te prospekteer. Terwyl hy geprospekteer het, lei die storie dat hy 'n groot goudklont nes gevind het en het oornag 'n multimiljonair geword met die sakke vol goud. En hy het sy donkie gelaai en hy en sy donkie en getroue hond het begin teruggaan na die beskawing met die sweet wat van sy gesig afvlieg, sy oë wat glinster.
en op sy pad om 'n lekker tyd te hê die res van sy lewe. So, toe hy naby sy plek gekom het waar sy bestemming sou wees, het hulle gesê, was daar 'n ou verlate hut. En hy het in hierdie hut ingegaan en die geld op die tafel neergesit langs 'n klein vetkersie. En deur die goudklonte gekyk, min het hy geweet dat daar oë was wat hom dopgehou het. En omtrent die tyd wat hy gaan lê en slaap het, wel, begin aan die slaap raak het die ou getroue hond begin blaf. En hy het op sy kussing gelê en gedink, môre sal ek hierdie goudklonte omruil vir geld. En ek sal groot motors koop en ek sal goeie whisky drink. Ek sal al hierdie dinge doen en 'n lekker tyd hê en ek sal na elke dans toe gaan en alles wat hy sou doen. So gedagdroom. En sy hond het bly blaf aanhou blaf. Hy het na die deur toe gegaan en die deur oopgemaak en gesê, bly stil. En die hond het gekerm, hy was aan 'n leiband vasgemaak en hy het sy meester probeer waarsku. Maar hy het weer teruggegaan en op sy bed gaan lê en weer het die hond weer begin blaf. En hy het hom keer op keer gesê, bly stil, ek wil jou nie hoor nie. Ek wil 'n mooi droom hê vanaand van die goeie tye wat ek môre gaan hê wanneer ek my goud inbetaal. En uiteindelik het die hond weer geblaf en hy het kwaad geword. Hy het in die hoek 'n dubbelloop haalgeweer in die hande gekry, na die deur toe gegaan met albei die hamers oorgehaal en die hond doodgeskiet. Gesê, dit sal vir jou sorg, ek sal jou in elk geval nie meer nodig hê nie. Die geweer neergesit op die bed gaan lê, sy hande gevul met sy droom en aan die slaap geraak. Net binne 'n kort rukkie het die deur stadig oopgegaan, iemand het oor die vloer geklip en 'n sabelmes in sy boesem gesteek en die goud gevat en gevlug daarmee. O, wat het hy gedoen? Hy het die stem doodgemaak wat hom gewaarsku het. Laat dit nie ons standpunt wees nie. O, daardie stem van die Heilige Gees wat die kerk waarsku, dag na dag, soos ons die naderkoms van die Here sien. Laat ons nie daardie stem stil maak deur dit te ignoreer en dit te weier nie, maar laat ons afslaan op die waarskuwing wat dit ons gee. God het wagters oor sy erfenis. Ek kan 1933 onthou, die 16 Augustus om 2 uur in die middag. Ek bedoel die 16de Junie om 2 uur in die middag. Ek is net voor dit as 'n sending baptiste prediker georden. En ek het my eerste herlewing gehou waar iets oor die 3000 mense bygewoon het. En toe daardie middag het ek 500 bekeerlinge gedoop by die rivieroewer, aan die voet van Springstraat by Jeffersonville, Indiana, waar ek woon. En die koerantfotograwe was daar en baie van die kerkmense. Daar was omtrent 7 of 8000 mense op die oewer. En ek het uitgestap in die water in en hulle die koor daar die groot ou lied van die kerk gesing. Op die Jordaanse stormagtige oewer staan ek en kyk in hoop op na Kanaan se mooi en gelukkige land, waar my besittings lê. Omtrent die 17de of 18de persoon die diakens en trustees wat uitlê in die water, was 'n jong kerel met die naam van Colvin. Die hele lug was koperkleurig. Die mielies was totaal verdroog. Ons het vir 3 weke of meer nie reën gehad nie. O, dit het gelei die oeste het en die lug was soos koper. En ek het hierdie jong kerel geneem en ek het vir hom gesê, glo jy in die Here Jesus en het jy hom aanvaar as jou persoonlike verlosser? Hy het gesê, ek het, broer Brennan. Ek het gesê, ek het jou nou die aand by die altaar gesien. Nou is jy seker hiervan, jongman? Hy het gesê, ek is seker. So toe het ek hom aan die hand geneem en sy gesig gedraai na die oewer en sy naam aangekondig en God gevra dat hy sy lewe sou seën. En ek was net gereed om hom te doop toe ek iets hoor sê het
kyk op. Well, I got scared. I thought somebody on Wel, the ek het net bang geword. Ek het gedink iemand op die oewer het dit gesê. Ek was net 'n seun-prediker. Ek was nog nie getroud nie. My toekomstige vrou het foto's geneem op die oewer wat my seun Billy se moeder is. En ek het dit weer gehoor en tot die derde keer gesê, kyk op. En toe ek opgekyk het na die hemel, het 'n plek omtrent 10 vierkante voet, gelyk soos water in die blou lug wat rond beweeg het. En uit daardie blou wateragtige het 'n lig uit die hemel gekom. Die mense het begin skree, baie het flou geword. En die stem het gesê, soos Johannes die Doper gestuur is om die mense te waarsku van die eerste koms van Christus, so sal jou bediening hulle waarsku van die tweede koms om die wêreld. En onmiddellik daarna het daardie artikel natuurlik in die Verenigde Pers in Kanada ingegaan en oral. En dit het gebeur. Uit daardie herlewing het Oral Roberts en al die res gekom. En herlewing het om die wêreld getrek en beweeg nog steeds. Daarom voel ek dat die groot Heilige Gees vandag dieselfde wagter is wat in die toring was aan die begin. Hy steeds die waarskuwende stem wat spreek, maak gereed om jou God te ontmoet. Elke keer wat jy 'n grysaar sien, is dit 'n teken dat jy God moet ontmoet. Elke keer wat jy 'n ambulans in die straat hoor afgaan, is dit 'n teken dat jy God moet ontmoet. Elke keer wat jy verby 'n begrafplaas gaan, is dit 'n teken dat jy God moet ontmoet. Jy moet hom een of ander tyd ontmoet. Berei nou voor, want die uur kom nader. Die wagter. Wat hy was die pligte van die wagter in die Ou Testament. Die wagter was die man wat opgegaan het in 'n toring in die stad, ver op. Hy was hoër as al die voetgangers, want dit was sy posisie. Nou vir hierdie man om daar bo te kom, moet hy 'n goeie duidelike begrip hê en hy moet goeie oë hê. Hy moet wakker wees, hy moet die sterre ken en daar was baie kwalifikasies voordat hy 'n regte wagter kon wees. Ek is bevrees vandag dat ons 'n paar wagters ingesit het wat nie baie ver kon sien nie. Nie al hierdie rampe kan sien wat kom om die mense te waarsku nie. Dan ongekwalifiseerd sou 'n wagter spoedig die stad laat vernietig, want die hele stad het staat gemaak op die wagter. God se wagters, net soos hy in die Bybel is sy profete as arende beskou. Die arend hoe dit kon hoër klim as enige ander voël. 'n Valk wat 'n arend probeer volg, sou net disintegreer in die lug. Hy kan nooit daar kom nie, want die arend is 'n spesiaal geboude voël vir daardie doel. As hy nie was nie, wanneer hy opgegaan het, sou sy vere uit hom uitval. Het jy al ooit probeer om die vere van 'n arend se vlerk te trek? Hulle is groot taai vere, want hulle dra hulle kleintjies op hierdie vere en hulle moet baie hoog wees en hulle gaan. Wat sou dit help om op te gaan as hy nie sig kon hê om ver in die verte te sien nie? Dis wat ek vandag dink. As ons predikers opvoed, wat help dit om hulle op te voed? As hulle nie 'n geestelike insig het om ver te sien die koms en waarskuwing van die gevaar nie. Dis net soos om jou kanarievoël goeie vitamine te gee om goeie vlerkvere te maak en so voort. En hom dan in 'n hok te hou. Wat help dit om hom vitamine te gee? Wat help dit om te leer van 'n God wat was, as hy nie dieselfde vandag is nie? Wat help dit om die Bybel te leer as ons al die krag daarvan gaan ontken? Ons moet toegerus wees daarvoor. Hierdie toringman het opgestaan en dan as enigiets gebeur het, was hy veronderstel om die mense te waarsku van enige naderende gevaar. Ons sien ons Here Jesus toe hy hier op aarde was, hy was die groot wagter van die uur. Ons let op dat hy in sy aardse reis meer gepraat het van sy tweede koms, as wat hy het van sy heengaan. Hy het meer van sy tweede komste gesê, baie keer meer as wat hy het van sy heengaan. Reg in die skaduwees van die kruis het hy bly praat oor sy tweede koms. En die mense gewaarsku wat sou plaasvind,
net voor sy tweede koms. Hy was die wagter. Hy was die hoof van die wagter. En dan, as ons sien, dit was soveel vir hom, net in die skaduwees van die kruis, om dit te verwerp en te praat van sy koms. Watter soort mense behoort ons nou te wees? Wanneer ons daardie dinge sien gebeur waarvan hy gepraat het, as dit so groot was, dat selfs sy kruisiging en sy lyding en alles soveel beteken het, soos wat dit het. Maar tog was sy tweede koms soveel meer, totdat hy sy kruisiging geïgnoreer en die mense van sy koms gewaarsku het. Laat ons dan die dinge hoor wat hy gesê het. Hy het gesê, soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens. Hy het gesê, want in die dae voor die vloed het hulle geëet, gedrink, getrou, is uitgegee in die huwelik, en dit nie geweet, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan, en die hele wêreld vernietig is nie. Dit nie geweet nie. Waarom het hulle dit nie geweet nie? Is omdat hulle nie die waarskuwende stem van Noag gehoor het nie, en hom 'n fanatikus genoem het, omdat hy 'n ware boodskap van God gehad het. Dit was bonatuurlik. Dit het nooit gereën nie. God het plante groei deur die aarde nat gemaak, maar Noag het gesê, daar kom 'n reën en almal wat nie in hierdie ark is nie, sal vergaan. Hy het in die deur van die ark gestaan en die boodskap van vernietiging verkondig, en is uitgelap en bespot en uitgejou. Vandag staan die ware boodskapper van verbond in die deur, wat Jesus, die deur van verlossing is, en die enigste deur, en maak aanspraak dat hy die enigste ontsnappingsweg is, net voor die oordeling. En die mense wat gesê het, daar was spotters in daardie dag, en daar sal spotters wees in hierdie dag, en hoe hulle plesiermal was. Julle sien wat die wêreld vandag is, plesiermal. Hy het gesê, daar sou wees, die see sou raas. Kyk daarna vandag, vloedgolwe, nog nooit tevore van hulle gehoor in die geskiedenis nie. Hier breek hulle op die oewers en maak mense dood. Aardbewings op verskillende plekke. Ek het net nie die regte statistieke nie. Maar ek vergeet hoeveel die aardbewings by 'n plek gekom het waar elke soveel ure, daar soveel aardbewings reg oor die wêreld is, kom net die heeltyd, want die klein doppie waarop ons lewe word die heeltyd dunner en dunner. En mense sou reguit aan lewe sê, daar is nie so iets soos die hel nie, kyk op in die aangesig van God, en ontken daar is so iets soos die hel, en sit op 'n pot daarvan. Kokende vulkane sê en die aarde heeltemal van balans af. Wetenskap sê die aarde buite in die see word dit vlakker, word dieper by die Noordpool, omdat die aarde uitsprei. O, dis net omtrent gereed om verlos te word. En mense sien hierdie dinge. Hy het gesê, daar sou 'n onrus wees in die laaste dae, geen vrede, onrustig. Kyk na vandag, na elke volk wat doodbang is. Die radio en televisie skerms is oral gestel. Ek bedoel radarskerms wat oral sit, wat iewers kyk vir 'n missiel om losgelaat te word. En die eerste missiel loslaat, gaan dit oral ontploffing wees. Want elke volk is gereed. Die klein nasies kan nie meer geïgnoreer word nie, want hulle het dieselfde ding wat die groot nasies het. En dis goddelose mense in goddelose nasies. En wat sal gebeur? Wat sou gebeur as een per ongeluk losgelaat sou word? Dit begin vlieg, sou dit deur een van haar radarskerms gaan, broer. Hulle sou net begin hefbome trek en missiele sou gaan. Het julle Tommy Hicks se Mars van die tyd gelees, waar hy daardie foto gehad het van al haar missiele wat vir myle gesit het gereed, reg oor die aarde gerig. Die ander nasies het missiele wat sit reg oor die aarde gerig, en een van hierdie dae gaan iets gebeur, en hulle sal almal dieselfde tyd loslaat. Wat sal gebeur? Die wêreld kon dit nie verduur nie. Wagter, hoe ver in die nag is die uur vandag, hoe ver in die nag, om hierdie dinge te sien gebeur. O, hoe ons vandag ontwaking nodig het.
herlewing van ontwaking. Maar ons kan dit nie hê nie, want daardie uur is klaar uitgeleef. Die nasies het hulle dag van genade weggesondig. Ek glo nie ons sal nooit meer 'n universele herlewing hê nie. Dit sal onder die Jode wees, maar nie meer vir die heidene nie. Daar's nie 'n skrif daarvoor nie. Baie van die dinge waarna julle uitsien is beloof vir die Jode nadat die kerk al reeds huis toe gegaan het. So ons soek na die koms van die Messias op enige tyd. Ons weet nie presies watter tyd dit sal plaasvind nie, maar dit betaam ons om gereed te wees en te luister na die waarskuwende stem. O, ek God dank vir sy goedheid en sy gemeenskap. Ja, vreesaanjaende gesigte, see wat raas, mense se harte wat ingee van vrees, verwarrende tye, spanning onder die nasies, al hierdie dinge moes plaasvind, en ons het dit. En hy het gesê die kerk sou roekeloos wees, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Kyk rondom julle, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, verraaiers, kwaadsprekers, bandeloos en sonder liefde vir die goeie, spotters. O, luister na die Heilige Gees uit die toring van heerlikheid vanaand, uitgesaai deur die stralende krag van die opstanding na elke gelowige se hart. Wees gereed, want die uur is op hande. Roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Nou, ons leer nou wat die wêreld gaan wees. Onrustige vrede, nasie teen nasie, koninkryk teen koninkryk. Al hierdie dinge moes plaasvind in die wêreld. En ons sien dit. 'n plesiermal mense, 'n volk wat God nie liefgehad het nie. Wat plesier meer liefgehad het as God. Tog sou hulle vorm van godsaligheid hê, maar sou die krag daarvan ontken. Keer hulle af van die sulkes. 'n vorm van godsdienst wat ons self 'n godsdienstige nasie noem, wat 'n vorm van godsaligheid het, maar die krag daarvan sou ontken. Watter krag daarvan? Die krag van God. Wat is die krag van God? Dis die opstanding van Jesus Christus dat God hom uit die graf uitgebring en hom vanaand lewendig in ons midde wys. Die krag van God, sekerlik. Nou vir die kerk het hy gesê, julle sal 'n waarskuwing kry, soos dit was in die dae van Sodom. In die dae van Sodom en Gomorra, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens. Hy het gesê daar so 'n sekere ding plaasvind net voor die koms van die Seun van God, soos dit plaasgevind het by Abraham daarbo en onder by Lot, hoe daardie predikers afgegaan en bekering vir Lot gepreek het. En Lot probeer het om sy kinders te laat bekeer en sy geliefdes, en hulle het vir hom gelag en hom bespot. Nou Lot, jy het gesê die dae van wonderwerke is verby, en hier kom jy vandag en sê ons beter uit die stad vlug. Hulle het vir hom gelag soos iemand wat een of ander soort storie vertel het. Dis wat in vandag is. Ek verskil van broer David toe hy gesê het dat die formele kerk weer sal herleef. Nee meneer, hulle sou dit nooit aanvaar nie. Nee, jy mag 'n prediker as president in elke distrik in hierdie nasie sit. En die mense sou net voortgaan soos hulle wil. Hulle wil glad nie daarna luister nie. Jy kan nie. My ma het altyd 'n ou suidelike spreekwoord gehad. Jy kan 'n myl na die water lei, maar jy kan hom nie laat drink nie. Enigiemand. 'n Myl, dis die oneerbaarste dier waarvan ek weet. 'n Myl is net een van die hardkoppigste en onkundigste goed wat ek ooit gesien het. Jy kan hom roep, hy sal net staan en hy jou staar en jy sê, kom hier kerel. En hy sal daar die groot ore opsteek en net kyk, praat met hom en vertel hom die waarheid. Hy sal wag en 'n kans kry as hy op sterwe is om jou te skop. Dis reg, hy het net geen verstand nie. En dis hoe dit is met baie mense vandag. Jy kan met hulle praat oor die koms van die Here en hulle steek hulle oor op en staar en jou weet niks meer van waarvan jy praat as wat 'n myl weet nie. Dis presies reg. Weet hulle waarom die myl nie kan verstaan nie? Hy is nie opreg geteel nie. God het nooit 'n myl geskep nie, dit was 'n fout van die mens. Die mense die twee laat teel, 'n myl kan nie terug teel en 'n ander myl kry nie. Dit kos die merrieperd of die klein donkie om dit te doen. En hy kan homself nie terug teel nie, hy is gedaan. Hy ken nie sy voorgeslag nie. Hy weet nie waar hy weet nie wie sy pappa en mamma is nie. En dis hoe dit is met 'n klomp van hierdie mense wat hulle self Christene noem vandag. Hulle is nie opreg geteel nie. Hulle weet nie wat dit beteken nie. Hulle behoort in 'n kerk, maar hulle weet nie wie hulle pappa en mamma is nie. Ek sê hulle sê dis baie goed om 'n regte goeie volbloed perd te kry. Hy sagaard vriendelik kom nader en vryf teen jou en alles. En 'n ware opreg geteelde Christen, gebore uit die Heilige Gees, weet waarvan hulle praat. Hulle weet wie mamma en pappa is. Hulle weet hulle is gebore uit die Heilige Gees. Hulle weet wat om te doen.
Jy kan met hulle praat, hulle het verstand om te luister. The other stick out his ears and go, Die ander een steek sy oor op en gaan, ho, ho, die dae van wonderwerk is verby, ho, ho, daar is nie so iets soos goddelike genesing nie, rin het aan, dis reg, maar die perd verstaan. Nou dis die dag waarin ons lewe en wagter hoe ver in die nag. Hy het gesê, daar sou 'n tyd wees dat dit sou wees soos dit was by Sodom en Gomorra. Now, Isaiah wasn't out of order. Nou, Jesaja was nie buite orde nie. Jesaja was in die orde van God toe hy gesê het, die nag kom en die môre kom en die nag ook. The morning cometh, but the night also comes. Now we all know it by Die môre kom, maar die nag kom ook. Nou, ons ken dit almal deur die son wat die aarde verlaat. Dit los die maan om te sorg. Die maan skyn in die afwesigheid van die son. Want die lig waarin ons wandel, is die lig van die son wat weerkaats word van die maan. now. That's what the church is supposed to do. Nou, dis wat die kerk veronderstel is om te doen, die teenwoordigheid van God te weerkaats, terwyl die seun weg is. Dan, wanneer die son opkom, is die maan weg. Maar net voor die dag het julle ooit opgelet. The moon gets real pale. Die maan word bleek, dit doof uit. Ek sê julle, die kerk het al reeds bleek geword. Dis anemies. Dit het weggegaan van die bloed, weggegaan van verlossing. En die Heilige Gees en die leer van die woord, en dit het bloedarmoedig geword. It goes down. Then what Dit happens? gaan onder wat gebeur dan die son kom nader, dan is die donkerste uur van die nag net voor dagbreek. Science claims it's the night the sun Wetenskap maak aanspraak, dis die nag, die son wat nader kom, druk aankom en druk die nag saampers, want dit weet, dit het net 'n rukkie en dag sal breek. En net voor dagbreek, wat kom uit? the morning star. Die môre ster. Wat beteken die môre ster? Hy staan alleen, hy's God se wagter. Hy staan in die toring alleen. Die res van die sterre het vervaag, die maan is weg. En net voor die dagbreek begin die son teen daardie môre ster skyn en dit weerkaats die ware lig van die ware son wat net omtrent gereed is om te skyn. What is it? The morning star. Wat is dit, die môre ster, die kerk van die lewende God vandag? Wie die wagter op die toring is wat die nasies en die mense waarsku, dit staan alleen. 'n Man wat vir God staan alleen. But what's he doing? Maar wat doen hy? Hy weerkaats daar dieselfde lig van die seun wat jare gelede ondergegaan het en weer opstaan. What is that true church? Wat is daardie ware kerk se bediening? Die bediening van daardie kerk sal die bediening van die seun wees. Want dit is 'n weerkaatsing van dieselfde seunkrag en dieselfde seunlig, dat die wêreld sal weet wanneer die seun opstaan, hoe dit sal lyk. Oh, for a church today. O, vir 'n kerk vandag, iemand wat in die toring sal staan, wagter, hoe ver in die nag. The morning star is shining. Die môre ster skyn, dis gereed om die lig te weerkaats wat die son op die ster skyn. Nou, dit is nie die kerk nie, dit is nie die persoon nie. It's the sun that's a reflecting. Dis die son wat weerkaats op die ster wat die sonlig na die aarde weerkaats. Nou, dis nie die kerk nie, dis die Heilige Gees. Die koms van die seun van God wat weerkaats in die kerk wat sy krag bewys. Hy doen presies dieselfde ding, dieselfde bediening wat hy gedoen het toe hy die aarde verlaat het. Hy is hier vanaand om dieselfde ding te doen, sy koms te weerkaats. Reflecting what? Not the pale. Wat weerkaats nie die bleekheid van die maan nie, maar dieselfde tekens die weerkaats. Wat gebeur? Nie die maan nie, die ster, die môre ster is die koms van die son. Oh, you morning stars, rise and shine. O, julle môre sterre, kom op en skyn. Dis tyd om te skyn. Die koms van die Here is op hande. Reflect. Weerkaats sy teenwoordigheid, weerkaats die aankomende seun. Gee dieselfde tekens. Jesus het gesê dit was. Soos dit was in die dae van Sodom, sal dit dieselfde ding wees in die koms van die seun van die mens. The same ministry. Dieselfde bediening waarin die seun afgegaan, daar dieselfde lig waarin hy afgegaan het, kom weer in die opstandingskrag en die môre ster weerkaats daardie lig. Then we cry, watch. Dan roep ons uit, wagter, hoe ver in die nag. Halleluja. The morning cometh. Die môre kom en die nag ook. Nou is ons in 'n donker tyd, die Laodicese kerktydperk. Manne, louwarm, nie in staat om die dinge van God te verduur nie. Trek hulle self weg, skei, soos dit was in die dae van Noag. But the morning Maar die môre ster skyn net op, net dieselfde, die krag van God, die Heilige Gees. Jesus het gesê, die werke wat ek doen, sal hulle ook doen. Groter as hierdie sal julle doen, want ek gaan na my Vader. Hy het die krag beloof, hy het gesê, 'n klein tydjie in die wêreld sal my nie meer sien nie, dit sal donker wees. But ye shall see me.
Maar julle sal my sien, want ek sal met julle wees, selfs in julle tot aan die einde van die wêreld. Dan sal God se lig weer kans word in sy kerk en kragtiger as ooit, net voor die koms van die Here Jesus. Wagte, hoe ver in die nag, soos die koms van die Here naderkom. Die nasies verbrokkel, Israel ontwaak. Die tekens wat die Bybel voorspel het. Die heidense dae getel met gruwels omring. Keer terug, o verstrooides na julle eie. Hou jou hoop op ewige dinge. Hulle sal nooit verbygaan nie. Begeer nie hierdie wêreld se ydelle rykdom wat so vinnig verval nie. Hou jou hoop op ewige dinge. Hulle sal nooit verbygaan. Hou vas aan God se onveranderlike hand, as deur aardse vriende verlaat. Klou net sterker aan hom. Ons lewe in die laaste dae. Hierdie boodskap wat die Here my op die rivier gegee het om oor die wêreld te stuur. Hy het dit vooraf gegaan deur dit in elke koerant in die Verenigde Pers te sit. Geheimsinnige lig verskyn bo prediker, stem praat uit die lug. En nou, soos oor die wêreld, teken op teken, wonder op wonder, nie een keer val dit nie. Volmaak duisende, tiende van duisende, honderde van duisende kere het dit gebeur sonder een fout erns. Die wetenskaplike wêreld het die foto daarvan geneem. Wat is dit? Dis 'n groot vuurklomp. Watter vuurklomp? Die een wat die kinders van Israel deur die woestyn gelei het. Nou as enigiets aard het, sal dit sy aard in die persoon dra. Nou toe hierdie vuurklomp vlees geword het en onder ons gewoon het, toe God vlees geword het in sy seun Christus Jesus, ons is almal bewus dat hy God was. Let nou op, toe hy hier op aarde was, kyk na die bediening wat hy gehad het toe hy rondgegaan het. Nou hulle het gesê, o, wil jy vir my sê dat Abraham jou dag gesien het en jy is nog nie 50 jaar oud nie en jy het Abraham gesien? Hy het gesê, voor Abraham was, is ek. Wie was die ek is? Was daar die vuurklomp waar die kinders van Israel gelei het, wat in die brandende bos met Moses gepraat het? Ja, voor Abraham was, is ek. Nou kyk na die werke wat hy gedoen het. Nou hy het gesê, 'n klein teken in die wêreld sal my nie meer sien nie, tog sal julle my sien, want ek sal met julle wees, selfs in julle tot aan die einde van die wêreld. En die werke wat ek doen, sal julle ook. Die wêreld, die kerk, die sogenaamde kerk in die buitewêreld, hulle sal dit nie sien nie. Hulle sê daar's niks daaraan nie. Moenie daardie soort goed glo nie. Daar's glad nie so iets soos die doop van die Heilige Gees nie. Glad nie so iets soos praat in tale nie. Nie so iets soos gawes van profesie nie. Al hierdie goddelike genesing, dis ons en dis nie so nie. Maar God het beloof in die laaste dae dat hy beide vroeë en latere op sy kerk sou uitgiet. Die dae van die profete, die dae van die apostels, sou hy beide vroeë en later eens uitgiet in die laaste dae. En ons het dit. Die Here is hier, wys net presies wat Jesus gesê het sou plaasvind voor sy koms. In die laaste dae sou hierdie dinge plaasvind. Ons weet dit, ons is bewus daarvan, ons lewe in daardie uur van die naderkoms van die Here. Ons sien sy tekens oral. En God, toe hy neergedaal het, het hy vlees geword en onder ons gewoon. Julle sê wel nadat hy hier op aarde was. Hy het gesê, ek het van God af gekom en ek gaan terug na God. Hoeveel weet? Hy het dit gesê. Sekerlik, hy het gesê, ek kom van God af en ek keer terug na God. Na sy dood, begrafnis en opstanding was Paulus op sy pad af na Damaskus en 'n groot ligvuurkolom het hom in die pad ontmoet, sy oë verblind. En hy het op die grond geval en hy het 'n stem hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gesê, wie is u, Here? Hy het gesê, ek's Jesus. Amen. 'n vuurkolom. En hier vandag nie omdat dit saam met my afgeneem is nie. Nie omdat dit eenmaal op hierdie preekstoel afgeneem is nie. Nie omdat dit afgeneem is of nie omdat die wetenskaplike wêreld dit weet nie, maar die kerk weet dit. Daardie vuurkolom is by die kerk vandag. As dit dieselfde vuurkolom is, dan sal dit dieselfde werke doen wat hy gedoen het toe hy hier op aarde was. En toe hy hier was, het hy gesê, ek doen niks totdat ek die Vader dit eers sien doen nie. Is dit reg? Hy het vir Filippus gesê, waar hy onder die vyeboom was, hy het vir Petrus gesê wat sy naam was. Hy het die vrou by die put van haar sondes vertel. Hy het al hierdie verskillende dinge vertel. Die vrou wat sy kleed aangeraak het, hy het gesien dat sy geloof gehad het en vir haar gesê, haar siekte is genees. Daar dieselfde Jesus, daar dieselfde God, deur wetenskaplike bewyse. Ons het dit hier op 'n foto wat hang in Washington DC in die godsdienstige kunssaal. Die enigste wetenskaplike foto wat ooit van 'n bonatuurlike wese geneem is. Amen. Waar is dit onder die Pinkstermense? Wat doen dit? Wys die Abraham kerk. Dis die kerk na wie toe dit gaan. Die res van hulle sal dit nie ontvang nie.
Wat is dit? Wag ter hoe ver in die nag, as dit dieselfde lig is, sal dit dieselfde skrif voortbring, sal dit dieselfde tekens voortbring, sal dit dieselfde krag voortbring. Dis dieselfde Jesus Christus, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. En ons lewe daarin en ons wonder, wag ter hoe ver in die nag, môre ster wat oor ons skyn. Moenie julle hoop bo op dinge van hierdie wêreld nie, hou julle gedagtes weg van hierdie sê net, wel ek sal glo, ek sal 'n nuwe bladsy omblaai en by die kerk gaan aansluit. Jy moet dit nie doen nie, word wedergebore, geen nie om wat gebeur, hoeveel vriende jy verloor, wat jou buurman daarvan sê nie, wel hulle gaan dit in elk geval sê. Enige mens wat, almal wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Jy moenie enige aandag daaraan skenk nie, gaan dit aan, sê God, gee my die Heilige Gees volgens u vereistes op die manier wat u wil hê ek moet dit kry, stort dit uit op my, gee my geloof, en ek wil geloof hê. Ek wil glo in goddelike genesing, ek wil glo in die krag van God, en hy sal dit doen. 'n tyd gelede in Londen, Engeland, was ek saam met 'n klein Engelse soldaatjie, hy het my rondgeneem met die verskillende dinge gewys, die besienswaardighede, terwyl ons daar op besoek was. En toe ons uitgegaan het na 'n sekere terrein, ek sal dit nooit vergeet nie, in Engeland, die Britse eilande, word net elke stukkie grond beset amper met huise, hulle bevolking is so groot. En ek het 'n pragtige plek gesien, dit was 'n hele paar erwe daarin, reg onder in 'n mooi groen grasbedekte plek en bome wat rond staan. En ek het gesê, meneer, waarom bou die mense nie huise hier nie? Hoe het hy gesê, eerbare Brenham, hulle sou nie niemand 'n huis op daardie grond bou nie. Wel, ek het gesê, hoekom? Ja, hy het gesê, so wat 200 jaar gelede was daar 'n groot plaag in hierdie land van swartkoors. En gesê, mense het gesterf so vlieg, gesê, hulle het hulle weggery en waalvragtig en teruggekom, die res gekry en terug. En hulle het nie eens tyd gehad om hulle te begrawe nie. Hulle het hulle net in hierdie vallei neergelê, 'n seremonie gehad en hulle net bedek. En aangegaan en aangegaan, totdat duisende in hierdie vallei gesit is en hier begrawe is. Gesê, hulle was almal bedek, hulle liggaam is heeltemal weg, maar daardie koors was so groot, en hy gesê, totdat daar nie 'n Engelsman is wat ooit 'n huis op die grond sou bou, van waar daardie ding ooit was nie. Ek gedink, ja, jy is baie versigtig waar jy jou klein aardse woonplek hier plaas, maar wanneer dit by verlossing kom, sal jy jou huis bou op enige soort ou geloofbelydenis op enigiets. Hoekom nie, dis dood, en was al vir 'n lang tyd gelede dood. 'n Gedagte van godsaligheid besit in die krag daarvan verloor. Waarom bou julle nie julle hoop op ewige dinge nie? Hulle sal nooit verbygaan nie. Bou dit op Christus die vaste rots, staan ek. Alle ander grond is dryfsand. Bou op die lewende steen, nie iets wat dood is en jare gelede van God verwyder is nie. Bou nou jou hoop op iets waar God nou lewe. Soos ek gepreek het nie lang gelede, en ek glo die laaste keer hier by die terugkeer van die koningin van Sheba, hoe onder in daardie groot land waar sy was, wel, sy het gesê, wel, al hierdie gode wat ons hier onder het, ons hoor van hulle, maar nie een van hulle lewe nie. Hulle doen niks nie, ons hoor bo in Israel, hulle het 'n God daarbo wat reg in 'n man woon, en hy het 'n kragtige onderskeiding, wat die gedagtes van die hart kan vertel, die wysheid en krag van God is met hom, en as daardie God beter is as ons God, wil ek daardie God hê, een wat lewe. Dis hoe dit my is vanaand, ek wil die God hê wat 'n lewende God is teenswoordige tyd nou. Ek so bly dat hy vir ewig lewe, ek sien sy naderkom. Ek sien die tyd naderkom dat wanneer hy gereed maak om na die aarde te kom, ek sien elke teken in die wêreld wat daar terugwys, dat in die wêreldstelsels nasies teen nasies, hoe die wêreld gaan, hoe 'n vorm van godsaligheid sou hê. Ek sien die wêreld, ek sien die nasies, ek sien die sogenaamde kerk of vorm van godsaligheid, dan sien ek die geesvervulde kerk met sy teken met die koms van die seun, weer speel die môre ster wat sy strale uitstraal. O, bly is ek is bly dat God 'n kerk het wat die strale kan uitstraal. Dis weerkaatsing, laat Christus homself in jou weerkaats. In die ou dae toe hulle goud gemaak het, die slander die goud geslaan en die onsuiverheid uitgeslaan, totdat hy sy eie weerkaatsing gesien het, dan het hy geweet, al die onsuiverheid was uit die goud uit. Partymal sê hulle, ek breek te hard, ek breek mense af. 'n Man het vir my gesê, nie lang gelede gesê, jy gaan nie op bediening roeneer deur dinge te bestraf so jy dit doen. Gesê, laat iemand anders dit doen. Gesê, wie doen dit? Dis reg, wie gaan dit doen? Reg, ek het gesê dat ek dit mag hulle nou 'n bietjie seer maak, maar hulle sal my bedank wanneer daardie tyd kom. Hoe kan 'n man wat onder inspirasie preek enigiets sê behalwe wat die Heilige Gees vir hom sê? Die klein bedieningie wat die Here my gegee het, ek wil die lewe van Jesus Christus laat weerspieël, net so hard as wat ek kan. Sy tekens en wonders gemanifesteer laat word.
Ja, gelukkig langs die pad, al word dit moeg. Ek onthou toe ek staatswildbewaarder van Indiana was, het ek altyd deur 'n streek gepatrolleer. Daar was 'n ou fontein ver onder in Suid-Indiana, onder op groen Indian rivier. Ek het altyd daarvan gehou om te drink uit daardie fontein. Waarom ek daarvan hou, dit was die hele tyd so bly. Ek sou verby hierdie fontein gaan en dit sou net borrel, 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 borrel. Ek het dink, jy is so bly, wat maak jou so bly? Ek het gesê, jy weet, hoekom? Dis omdat 'n haas miskien verbykom en uit jou drink en dit maak jou bly. Nee, as hy kon praat sou hy sê, nee, dit is nie dit nie, broer Branham. Ek sou sê, wel, miskien is dit omdat beeste uit jou drink. Nee, dis nie wat my laat borrel nie. Ek sou sê, wel, miskien is dit omdat ek uit jou drink elke keer wat ek weer kom, wintertyd, herfs, lente, somer, sal jy altyd borrel, 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 spuit net die hele tyd vars koue water uit. En ek sê, wel, wat laat jou dan borrel? Hy sou sê, dis nie ek wat borrel nie, dis iets onder my wat my stoot my laat borrel. En dis hoe die kerk is, wat gebore is uit die gees van God, dis iets agter hulle, wat Jesus Christus weer speel. Amen. Nie hulle wat borrel nie, dis iets agter hulle wat hulle laat borrel, wat stoot glorieryke lof aan sy naam vir. Nie skaam vir die evangelie van Jesus Christus nie, want dis die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Amen. Ek het hom lief met my hele hart, het julle hom net so lief. Laat ons hoofde net 'n oomblik buig vir gebed. Heavenly Father, as the day is growing dim now, Hemelse Vader, soos die dag nou verdof is die tekens van sy verskyning op hande. Ons sien die kerk daar, die klein handjievol uitverkorenes uitgeroep, voorbestem voor die begin van die wêreld. Name wat geplaas word in die Lam se boek van die lewe voor daar 'n grondleg van die wêreld was. Die Heilige Gees het deur die nasies en om die wêreld gesoek totdat dit hierdie groepie geroep het. Almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. Almal wat na my toe kom, ek gee hom ewigdurende lewe, rig hom op in die laaste dag. Ons sien daardie groepie wat homself vergader uit elke denominasie, uit elke kerk, uit elke dorpie. God wat sy groepie gereed maak, die môre ster op hulle laat skyn, soos hulle die naderkoms van die Here Jesus sien. Die bediening gesien kom van regverdige sal deur geloof lewe, Martin Luther, heiligmaking deur John Wesley, die doop van die Heilige Gees deur die Pinksters en die herstel van die gawes. En nou kom in daardie môre ster begin weer kaats in die hele kerk trek uit elke kerk, uit elke nasie, elke volk 'n bruid vir sy naam. O God, hulle harte is gevul met vreugde, hulle is gelukkig, hulle sal in warm geboue sit, hulle sal in koue weer loop, hulle sal deur die reën loop, ysreën, sneeu, enige plek, want waar die karkas is, sal die arende versamel word. My skape ken my stem. En ek is so bly, Here, om as deel van hulle gereken te word. Ek is so bly vanaand om te weet dat daar 'n kerk is. U het gesê daar sou 'n kerk wees, daar sou wees sonder vlek of rimpel. Vader, o God, laat ons name op daardie groot boek daarbo wees, mag ons verskyn sonder vlek of rimpel. Reinig ons harte van sonde en dis ongeloof, Here, ons besef dat sonde ongeloof is. Maak nie saak hoe ons lewe nie, as ons steeds nie die hele evangelie glo nie, is ons sondaars, omdat ons ongelowiges is. Laat alle sonde van ons weggeneem word, Here, alle ongeloof, mag die krag van God in hierdie kerk neerdaal, soos die môre ster bid ons, sal afkom in die vorm van die Heilige Gees. En die einste bediening van ons Here Jesus Christus sal weer speel, en dan sal hulle sien waarom die wagters op die muur uitroep, die môre kom, halleluja, die môre kom, en die nag is ook nie. O God, wanneer ons die kerk sien afkoel, agter groot geboue aangaan en spoggerige dinge en dinge van die wêreld wat 'n vorm van godsaligheid het geen krag nie, die krag verloon, weggaan daarvan af. Selfs die Pinksterkerk wat afkoel net 'n punt bereik waar die vreugde net daar is wanneer die musiek speel. God, waar is die heelnag bid, Here? Waar is die groot tye van liefde vir mekaar? Wat het gebeur, Here? Ek bid dat die môre ster die lig soveel sal weer kaats vanaand, dat elke siel hier die koninkryk van God in krag sal sien kom, en weet dat ons gereed maak om daarin in te gaan. Skenk dit, Here. Red die verlorenes, Here God, as daar enige hier is vanaand wat aan U behoort, mag hulle U stem hoor, mag hulle dit hoor, Here. Dit mag 'n swak verskoning wees, dat ons die lied moet sing, of om die woord te preek. Ons stemme is nie veel nie, maar U moet die mense stem gebruik, want dit was U verordeneerde plan aan die begin om te spreek.
Hy wat julle ontvang, ontvang my, en hy wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. God laat dit so wees vanaand dat die wagter op die toring wat die walle van heerlikheid uitgeklim het aan die regterhand van die Vader sit vanaand om voorspraak te maak. Mag hy vanaand kom in die krag van sy opstanding. Mag hy in ons midde kom vanaand en dieselfde ding doen wat hy gedoen het voor hy gekruisig is. Dat hierdie klein getroue groepie hier, ver hieronder in hierdie sondige wêreld, die weerkaatsing van Jesus Christus sal sien, gemanifesteer word in die kerk. En hulle is krag en heerlikheid en gereed vir die verplasing wat binnekort sal kom. Skenk dit, Vader, ons vertrou dit toe aan U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Amen. Oh, I feel religious. Sjoe, I feel good. o, ek voel godsdienstig, ek voel goed, voel hele goed. O, daar's net iets wat my hart laat goed voel. Goed, pianis, gee vir ons 'n akkoord, ek het hom lief. Hoeveel hier binne het hom lief? Steek julle hand op. O, goed, dis goed, broers, goed. I love Him. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Now, let's bow our heads just a moment. Nou laat ons hoofde net 'n oomblik buig en dit neer in die Gees. Nou Paulus het gesê as ek sing, sing ek in die Gees. As ek aanbid ek in die Gees. Nou laat alles net wegweet. Die goeie Heilige Gees sy woord ons siel uitskuur, die skerp teregwysende boodskap is verby. Ons het geen veroordeling nie. Laat ons dan net ons hande opsteek terwyl ons sing. Just worship. I love Him. Yes, Lord, we love you. With all my heart, Lord, I love you. Because He first loved me and purchased my salvation on Oh, isn't He wonderful? Isn't He? O, is hy nie wonderlik nie? Is hy nie goed nie? Oral Roberts sê hy's 'n goeie God. Hy is regtig. Hy's 'n goeie God. Dan is hy 'n God van toorn. Hy's 'n God van oordeel. I'm so glad that there's a fountain open in the house of God tonight. Ek so bly dat daar 'n fontein oop is in die huis van God vanaand vir 'n rein net al die onreines kan rein wees. Is jy nie bly daaroor nie? So bly my broers, my susters. So bly dat dit is ook goeiste. Ek hou net daarvan om hierdie soort gevoel te voel. I remember one time when I was a young boy. Ek onthou een keer toe ek 'n jong seun was daar 'n prediker se suster. Ek het 'n afspraak met haar gehad. Sy het gesê, "Waarheen sal ons gaan vanaand, Billy?" En ek het gesê, "Wel, laat ons net uitgaan en rondry iewers." Sy het gesê, "Kom ons gaan fliek toe." Ek het gesê, "Ek gaan nie fliek toe nie." Sy het gesê, "Wel, daar's 'n dans onder by die Oddfellow saal." Ek het gesê, "Ek gaan nie na danse toe nie." Sy het gesê, "Nou jy het gesê, rook nie, jy drink nie, jy dans nie, jy gaan nie fliek toe nie." Gesê, "Wat doen jy graag vir 'n vrye tyd?" O, het gesê, "Ek hou van visvang en jag en sulke goed, maar dit het haar nie geïnteresseer nie." En sy het gesê, "Waar kry jy enige plesier?" O, het gesê, "Die plesier van die Here is my plesier," sien. En 'n paar ander daarna was ek in 'n tentdiens begin en die meisie was daar. Ek het 'n altaar oproep gemaak en Siele het geswerm om daardie altaar. Ek het haar daar agter sien sit en huil. Ek het gesê, "Kom hier, Helen," en sy het gekom na waar ek was en ek het gesê, "Wil jy weet wat my plesier gee?" Ek het gesê, "Hierdie is meer werd vir my as al die films en al die dans," het ek gesê. "Dis die vreugde van die Here, dis 'n vrede wat die verstand te bowe gaan." Ek weet dat ek eendag hierdie mense in die heerlikheid sal ontmoet. Hulle sal almal gered word en daar oor kan wees en dis die vreugde wat ek het. Sê
het my hand gevat, sy het gesê, Billy, laat my ook daardie vreugde kry. Ek het gesê, neem net jou plek net hier, maak nie saak wat Elswoord gesê het nie, staan net hier. En daar was armbande aan haar hande en ringe en dinge, haar hande in die lug opgelig en begin skree en God prys. God het haar gered en haar daardie nag herinner. En ek weet haar broer aan my toe gekom en hy het my net daaroor uitgeskel gesê, hy het van die kus van my suster gemaak. Sy het aangestap gekom, ons het op die straat ook gestaan, sy het in die motor geklim en daar aangestap gekom, sy het gesê, ek glo dit soos Billy dit preek, amen, daardie oudtydse evangelie. Sy het gesê, ek het 'n vrede hier binne wat ek nog nooit van tevore gehad het nie, en ek sal 'n kerklidmaat van die wiegie af. Sien? God doen iets aan jou wanneer hy regtig gered word, regtig iets in jou hart kry. Daar 'n liedjie wat die Pinkstermense altyd gesing het. Wel, ek kan nie sing nie, maar laat ek dit probeer. There are people almost everywhere whose hearts are all on flame with the fire that fell on Pentecost that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost through faith in Jesus' name and are telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. Come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say one of them. Oh, Almost sound. One of them. I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. Is jy nie bly daaroor nie? Ek is so bly dat ek een van hulle is. Nou skud dit hard met iemand wat langs so sit sê, ek's een van hulle. Draai net om, skud hande sê, ek's een van hulle. Halleluja. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. I'd rather be an old-time Christian. Ek sou liewer 'n oudtydse Christen wees as enigiets waarvan ek weet. Ek sou bly dat die môrester oor ons skyn. Ek sou bly ek wandel in die lig soos hy in die lig is. Ons het gemeenskap met mekaar in die bloed van Jesus Christus, God se seun, reinig ons van alle ongeregtigheid. Ek sou bly om een van hulle te wees, is julle nie? Op die uitkyk vir die koms van daardie blye millenniumdag, wanneer ons liewe Here sal kom en sy wagtende bruid wegraak. O, my hart verlang uit vir daardie dag van soete bevryding, wanneer ons verlosser weer sal terugkom aarde toe. Oh, I'm so glad that He's coming again. I shall see Him. O, ek so bly dat hy weer kom en ek sal hom sien, so sommige mense nie. Jare gelede was daar 'n skrywer, Fanny Crosby, sy was blind. She didn't sell her. Sy het nie haar geboorteregte verkoop soos baie goeie sangers vandag in die televisie en filmwêreld hulle geboorteregte uitverkoop het vir net 'n paar boogie-woogie liedjies of rock and roll nie, maar mevrou Crosby was 'n ander vrou. Hulle het eendag na haar toe gekom en gesê, "Waarom skryf jy nie moderne poësie nie? Waarom skryf jy nie liedere wat so vir die vermaaklikheidswêreld nie?" She said, "I give all my talents to God."
Sy het gesê, ek gee al my talente aan God. Gesê, wel, glo dan, daar sal hemel wees. Gesê, ja. Gesê, nee, dink jy sal daar wees? Ja. Gesê, nou wat, wanneer jy daar kom, as jy blind bly. Gesê, hoe sal jy hom ken? Sy het gesê, ek sal die spykermerk in sy hande voel. Sy het omgedraai, teruggestap, teruggeloop in die kamer, en toe sy het sy haar hande opgesteek en God begin prys. Toe hulle uitgeloop het sy lied haar getref, sy het gesê, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand. I shall know him by the print of the nail in his hand. En vandag, broer, suster, loop sy in die strate van die hiernamaals met baie beter sig as wat enig iemand op hierdie aarde ooit gehad het. Sy sien hom, ken hom en staan verlos aan sy sy. O, as ek haar vanaand sou vra, Fanny Crosby, wat beteken Christus vir jou? Sy sou hierdie lied vir my sing, sy sou iets soos hierdie laat ons sien. Een van haar beroemde ou liedere waarin ek 'n rukkie gelede gedink het, sy het gesê, niks in hierdie wêreld het ek nie, alles in hom. Wat was daar 'n lied nou, wat ek 'n paar minute gelede gedink het, wat sy gesing het? Dit was so 'n pragtige lied, ek het sing. Ek kan nou egter dat ek gesing het, ek sal daarin dink binne 'n paar minute. Dat sy gesê het dat hy beteken meer as hierdie wêreld vir my. Wie het ek op aarde behalwe U? Wie in die hemel behalwe U? Gaan my nie verby, o liewe Heiland, hoor my nederige roep, terwyl U ander roep. Gaan my nie verby, U die stroom van al my troos, meer as liefde vir my. Wie op aarde het ek behalwe U? Wie in die hemel behalwe U? Ek is so bly dat dit kon beteken vir 'n blinde vrou. Wat kan dit vir my en jou beteken? Wat kan werk en arbei en die Here Jesus kan dien, soos wat ons kan? God seën julle. Nou. Amen. Broer Fred, broer Norman, die broers, saam met wie ek gesit het vanmôre, as dit nie presies dieselfde ding was waarvan ek gepraat het vanmôre nie. Ek het gesê Amerika se oes toe ek jare gelede begin het om oor die oes met die gawes en sopoorts, dit het oorgegaan, dit het die volk gefeind kan, die oes is al reeds ingesamel. Nou gaan ons weer oor die land oorstoppels om net 'n korrel hier en daar op te tel waar ons ook al kan. Is dit reg broers, dan dieselfde ding hier te sê? Draai die Heilige Gees reguit om en sê dieselfde ding vanaand. Amen. O, God is gou. O, as hulle kon juig toe die oes begin het, wat behoort ons nou te doen wanneer die oes verby is? Siftyd is nou hier, waar die kap skei. Sien, hierdie is die tyd, hoe kan jy dan stil bly sonder om dit net presies uit te blaas? Hierdie is siptyd, ja meneer, wanneer jy die doppie van die koring afslaan. Dis presies reg, hierdie is die tyd wanneer dit kom. Amen.
As enig iemand hier is wat nie 'n Pinksterondervinding het nie en die Heilige Gees wil hê, hier is die altaar net hier nou. Ons sal net hier toe kom en bid vir enige iemand wat nie die Heilige Gees het nie. Enige iemand wat Jesus wil ontvang, ek nooi julle hier na die altaar toe. As julle opgelet het in die verlede, ek hou nie te veel daarvan om mense te oorreed nie. Dit nie. Ek weet dit is goed, partymaal gaan mense agtertoe en praat met mekaar, maar ek het mense gesien wat te ver weggelê is van God deur. As die Heilige Gees hulle nie uit hulle sitplekke se oplig nie, dan is hulle hopeloos in elk geval. Hulle hou nooit sien, dis reg as die prediking van die woord. En Jesus het omgedraai en vir daardie Sirofenisiese vrou gesê, nie reg vir my om die kinders 'n brood te neem en dit vir die honde te gee nie. Sy het gesê, dis die waarheid, Here, dis reg, maar die honde is gereed om die krummels onder die meester se tafel te eet. Hy het gesê vir hierdie woord. Now this is the church. I want you to notice the thing is the ministry will continue. Nou hierdie is die kerk. Wil hê julle moet oplet. Die ding is die bediening sal voortdurend groter word. Julle sien die gawes wat die Here gegee het is om te bevestig dat ek julle die waarheid vertel. Dis God se bevestiging dat dit die waarheid is. Toe, wat was die waarheid? Hy het gesê, ek is veronderstel om vir mense te bid, ek is gebore vir daardie doel. Ek het dit jare gelede gesê. Hierdie gawes, ek het net die hele bediening reg op die gawes geplaas sien. En die mense, veral Amerikaanse mense, wil vermaak word. Hulle het dieselfde ding gedoen met ons Here. Maar net sodra ek begin vertel het wat ek was, my waarheid vertel het, my doktrines van die skrif, wat ek enige man sou vra om my daarin te korrigeer sien. Dis reg, niemand het dit nog ooit gedoen nie en ek is net so nederig gewillig wees om dit enige tyd te aanvaar. Maar sodra Jesus hulle die waarheid oor die evangelie begin vertel het, wat het gebeur? Die 70 het weggegaan, die ander het weggegaan en Jesus se gewildheid het voortdurend gedaal totdat hulle hom eindelik gekruisig het. Maar sy bediening het dieper en dieper geraak net nadat hy hierdie brood gemaak het soos waarvan ek nou die aangepraat het en die vis reg het omgedraai en oogkaste ingesit. Man se oë wat niks behalwe net oogkaste was nie, oogballe ingesit nou. Daar was 'n skare wat gevolg het net vir die vis en brode. Hulle sê ons sal kyk wat hy môre doen, maar hulle harte was ver weg. En aan die eindtyd, hoeveel het hy gehad wat gegaan het om die Pinksterseëning te ontvang? Uit die 10 van duisende wat hy bediene, 120. Uit die 10 van duisende. Nou daardie gees in die wêreld vandag wat dieselfde bediening het teen dieselfde oppositie, dit sal dieselfde ding doen, dis reg. Maar sê die bediening raak dieper en dieper, die heeltyd groter. Nou as daar niemand gereed is om te kom nie, miskien na die gebedsdiens vir die siekes, sal julle kom. Nou ons het, waar is Billy? Hoeveel kaartjies, hè? 1 tot 100, 1 tot 50. En wat is die letter AA 1 tot 50? Wat het ons nou die aand gehad? Ek glo ons het nou die aand by 50 begin. Het ons nie? 50, wel kom ons sê begin ergens anders. Ons het hulle toe almal opgeneem. Dus ek dink ons het 'n paar op een slag geneem, 'n paar ander aand tot ons hulle uitgekry het. Laat ons vanaand iewers tussen 1 en 50 begin. Laat ons by 25 begin. Dis die middel van hulle, dan kan ons dit op dieselfde manier verdeel. Goed, kom ons begin van, wel 'n rede waarom ek dit doen, miskien sal die Here ons 'n onderskeidingslyn gee. Laat ons kyk wat gebeur. Nou wie het gebedskaartjie? Wat was dit? A25. A25, daar iemand daar. Goed, kom reguit hier na toe. A26, 27, 28, 29, 30. Laat ons sien, dis 1, 2, 3, 4, goed. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Goed. Goed nou, waar het ons nou gekom? A was A 30 tot 40. Goed, 40 tot 50 laat hulle staan. A40 tot 50, dis 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, laat hulle staan. As jy nie kan opstaan nie, steek net jou hand op, ons sal een van die plekaanswysers kry om jou net hiernatoe te bring as jy krepeel is, of iets waar ons gisteraan hier gebid het vir die krepeles en die beproefdes. So bly om jou hier agter te sien sonder jou rolstoel vanaand, broer. Ek het gehoor hy het gisteraan opgestaan en uitgestap, daar die ou rolstoel gestoot. God seën hoe, dis goed. 'n veteraan glo ek van die oorlog en hoe God hom geseën het. Sy krag en gees op hom geplaas het, hy het geloop onder die krag van die Heilige Gees, krippel of lam, en God het groot dinge vir hom gedoen. Nou laat ons sien, was dit 1 tot 50 wat hy gesê het, en ons het tot by 50 gekom. Goed. Nou, hoeveel hier binne het nie gebedskaart nie, en hy wil hê God met jou genees, steek jou hand op. Dit gaan nie hier bo in die gebedsry wees nie, net goed.
Kyk julle hiernatoe en glo met julle hele hart. Onthou, hy steeds die hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede, is dit reg? Wel, as jy hom aangeraak het, hoe sou jy weet jy het hom aangeraak? Hy sou dieselfde moes optree as wat hy het. Goed, hoeveel in die gebedsry daar buite is vreemdeling vir my? Steek julle hande op, julle weet dat ek julle nie ken nie. Ek glo elke hand wat ek kan sien. Hoeveel daar buite is vreemdeling vir my wat ek julle nie ken nie? Steek jou hand op. As baie van julle siek, wat as ons Here Jesus, laat ons 'n skrif neem vanaand. Wat as ons Here Jesus hiernatoe gekom en hierdie pak klere aangehad het wat hy vir my gegee het, en jy sou hiernatoe kom en sê, Here Jesus, sal jy my genees? Weet julle wat hy sou sê? Het julle idee? Hy sou sê, my kind, ek het dit al reeds gedoen. Hoeveel weet dit? As jy 'n sonder is, as jy so sê, Here, sal jy my red? Hy het dit al reeds gedoen, jy moet dit net aanvaar. Terwille van ons oortredinge sê deurboor deur sy wonde, het daar vir ons genesing gekom. Is dit reg? Dis 'n verlede tyd. Nou, maar as jy wil weet, wat is 'n man hier gestaan met 'n lang wit kleed aan en hare wat ver afhang soos hierdie? Hy mag nie so gelyk het nie. Dis net waarvan die kunstenaar 'n prentjie geskilder het. Hy mag heeltemal anders lyk as dit. Maar wat as hy hier gestaan het en spykermerke in sy hande gehad het, merk op van littekens op sy voorkop en hier gestaan en gesê het, hy was die Here Jesus. Julle weet sommer gou, so ek vir julle sê, hy is verkeerd. Dis presies reg, wanneer Jesus kom sal daar nie meer tyd wees nie, dis reg. Dit kon nie die Here Jesus wees nie. Maar dan as hy dieselfde is gister, vandag tot in ewigheid, hoe kan hy hier wees? In die vorm van die Heilige Gees, waar hy ons gereinig het om in ons te beweeg en om sy werke deur ons te doen, want dis sy agente. Die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Is dit reg? Nou, hy mag homself verklaar. Hoe sou hy homself verklaar om te weet dat hy dieselfde Jesus was? Want dat dit sou hy sou in staat wees om dieselfde werke te doen wat gedoen het voor hy gekruisig is. En dit was dat hy gedoen het wat die Vader hom gewys het. Nou as is daar enig iemand hier wat nog nooit tevore in een van die dienste was? Steek jou hand op. Was nog nooit in een van die dienste nie. Wel, God sien julle, ons is bly om julle hier te hê vanaand. Nou julle daar buite, julle kyk net op na die hemel en sê, Here, hierdie man ken my nie, ek weet, hy ken my nie, maar ek is siek, laat my nou sien op daardie boodskap wat hy vanaand gepreek het, soos dit was in die dae van Sodom. Hoe dat daar die engel daar opgekom en gesit het voor Abraham 2 engele en God. Hoeveel weet, dit was God. Abraham het gesê, dit was God. Hy het hom Elohim genoem, die Here God. Hy behoort te weet, hy was die een wat met hom gepraat het. Elohim het daar gesit met stobberige klere en gesê, na die ander 2 predikers afgegaan het in Sodom, het een agtergebly by Abraham. Onthou nou, hy was 'n vreemdeling. En hy het gesê, Abraham, waar is jou vrou Sarah? Hoe het hy geweet hy was getroud? Hoe het hy geweet hy het 'n vrou gehad? Sy naam was Abraham en haar naam was Sarah. En die Bybel het gesê dit was in die tent agter hom. En hy het gesê, ek gaan jou besoek volgens die lewetyd van die lewe, soos hy beloof het. En Sarah binne in die tent het by haarself gelag. En die engel het gesê, waarom het Sarah gelag? Is dit reg? Watter soort telepathy was dit? Nou Jesus het gesê, daar dieselfde ding sal plaasvind net voor die hele wêreld brand soos Sodom en Gomorra gebrand het. Daar sal vuur uit die hemel val. En hy het gesê, daar dieselfde ding sal plaasvind, dieselfde werke. Nou kyk, Martin Luther was die eerste in die hervorming, hy het regverdigmaking gepreek, wye strekking. Toe het Wesley gekom, die 4 kolomme te beweeg, Wesley, Luther kon nie beweeg nie, want hy was georganiseer. Die 4 kolom het uitgegaan, Wesley het gevolg, heiligmaking in die tweede werk van genade. Hy het 'n groot kerk gebou, die wêreld gered op daardie tyd, en die Wesleyaanse herlewing, die wat? Die Methodiste mense. Julle het 'n organisasie gebou, julle het julle doktryne afgesluit met 'n punt, ons glo dit en niks anders nie. Toe die Heilige Gees weer begin uitbeweeg het, die 4 kolom het die Pinksters dit gesien as die doop en die opstanding van die gawes. Kon Wesleyaanses nie daarvan wegbeweeg nie, kerk van God, pelgrim, heiligheid, Nazarene. Hulle kon dit nie doen nie, hulle het al reeds gevestig op heiligmaking. Maar nou het die doop gekom, die Pinksters het dit gesien. Het julle gehoor wat Billy Graham nou die dag gesê het, die Pinksterkerk is die kerk wat die meeste groei wat daar vandag in die wêreld is. Dis reg. Die Sondagbesoeker het die Katolieke Kerk net onlangs gesê dat verlede jaar, of voor verlede jaar, was dit dat die Pinksters 1.500.000 bekeerlinge geregistreer het, meer as enig ander kerk wat daar in die wêreld was. Hoekom manne wat nie eers hulle ABC's ken nie, wat die evangelie verkondig, die krag van God, dis reg. God het dit beloof. Nou kyk, ons raak so georganiseerd en so voort. Ons het net hierdie, en hy kom op 'n wit perd, nie 'n wit wolk of so voort, totdat die Heilige Gees nou reg uit daardie trek, dis reg.
wat uitkom in die kerk bring nie in 'n laatreën of iets nie. Hy sal reeds in die laatreën, hy vorm net die kerk, net soos die groot piramide daar kan in Egipte. Die hoofsteen is nooit daar op die piramide geplaas nie, want die hoofsteen is bewerp. Dis reg. Die hoeksteen is verwerp in die gebou. So wat is dit? Die kerk en elke steen moet ophoop en homself vorm, net presies soos daardie hoofsteen, dat wanneer dit kom, dat die volledige piramide die liggaam van Christus sal maak. Nou die gees van God in die kerk vandag is net presies soos dit was toe dit in Christus Jesus was. Jesus het gesê in Johannes 5:19, ek kan niks doen totdat my Vader my wys nie. Die Vader werk en ek werk tot nou toe. Nou, as hy vanaand sal kom en dieselfde ding doen daar buite hier binne en oral, hoeveel sal hom glo as die reuse seun van God? En die wagter is in die toring wat sy tekens en wonders van die koms wys. Kom hier, meneer. Nou, hier se man, hy het sopas sy hand opgesteek dat ek en hy vreemdelinge was. Ek het nog nooit in my lewe die man gesien totdat ek hom net daar sien sit het, net 'n rukkie gelede. Hoe hy opgestaan het om hier na toe kom nie. Ek ken hom nie. Ek het hom nog nooit gesien nie. Ek weet nie waarvoor hy hier is nie. Ek weet niks van hom af nie. Nou. As ek hier na toe sou gaan en hande op hom lê, ek sou sê, meneer, is hy siek? Ja, meneer. Miskien is hy nie, ek weet nie. Maar sê hy is en ek lê my hand op hom en sê, Jesus Christus, maak u gesond, gaan in vrede. Hy kon dit glo, dis skriftuurlik. Hulle sal hande op die sieke lê. Nou, dis hoe broer Roberts vir die mense bid. Goed. Nou iemand het vir my gesê, broer Roberts sal vir 500 bid, terwyl jy vir 50 bid. Ek weet, ek is nie al Roberts nie. Al Roberts is nie ek nie, sien. Ons het albei ons verskillende bedienings. God sit dit bymekaar om vir ons 'n volledige liggaam te maak. Sien, broer Roberts is 'n man van God, hy bid vir die siekes. So is die ander broers ook. Hulle is almal manne van God en hulle het verskillende maniere om vir die siekes te bid. Dit is die manier wat die Here my gegee het. Nou hy het vir my gesê om vir die siekes te bid, net bloot vir hulle te bid, hande op hulle te lê, maar gesê, hierdie tekens sal vir jou gegee word. Dit sal die ding wees wat die mense sal laat glo. Nou as ek die waarheid vertel, die teken is 'n Bybelse teken. Almal wat dit weet beloof in die laaste dae. Nou ek het daaroor gepraat, daaroor gepreek, julle daarvan gehoor. Nou sal dit werk. Dis reg, as dit werk, is hulle enigiets anders sal werk. Het dit vir jou gewerk toe die Heilige Gees gekom het? Het jy die belofte van die Heilige Gees geglo? Het jy dit gekry? Dis reg. Dit het goed gewerk, sien. God hou elke belofte. Nou hierdie belofte nou, soos dit was in daar van Sodom, die werk wat ek doen, sal hy ook. Nou hier is 'n man wat ek nog nooit gesien het nie, ek weet niks van hom af nie, God weet is waar. En hy ken my nie, ek ken hom nie. Net hy ken my slegs deurdat hy my gesien het, maar ek weet niks van jou af nie. Nou as die Heilige Gees steeds die Heilige Gees is en ek kan myself onderwerp aan die Heilige Gees deur 'n goddelike gawe om net myself te ontspan, net soos jy moes om die Heilige Gees te ontvang om in tale te praat en dinge, jy moet jouself ontspan, om net laat oorneem. Nou as ek myself kan ontspan, dat hy kan inkom en met hierdie man praat en hom iets van hom vertel wat hy weet of dit waarheid is of nie. Wat was, sal hy weet of dit reg is of nie. Wel, as God weet wat was, kan sê wat was, sekerlik, so hy glo wat dan sal wees. Wat hy sê sal wees, sien, nou dit maak dit seker. Nou as iemand twyfel, julle is welkom om hier na toe kom, my plek in te neem, sien, julle is welkom. Nou, ek sou dit vir niks gesê het as hy nie vir my daardie belofte gemaak het nie. En om die wêreld voor 500.000 mense op 'n slag, het ek hom gesien, hy het nooit geval voor toordokters en alles nie. En ek weet dat hy God is, daarom het ek vertroue. Nou as die Heilige Gees deur my sou spreek en iets vir hierdie man sê, sal dit julle almal dit laat glo, julle almal van julle glo dat hy die Heilige Gees hier is. Hemelse Vader, ek besef dat ek net so stom sou wees soos hierdie mikrofoon. Hierdie mikrofoon kan nie self praat nie, maar dit is gemaak om my stem te dra. Here, laat my net nou u stem dra, die stem wat u nou spreek. Ek ken die man nie, hy ken my nie, maar u ken hom en u ken my. So maak my net, Here, deur 'n goddelike gawe wat verordeneer is voor die wêreld begin het, dat hierdie bediening in hierdie dag moet wees net soos alle bedienings bestem is daarvoor. God plaas in die kerk apostels, profete, leraars, pastore, evangeliste en so voort. God doen dit, dis sy verordeneerde gawes. Nou Vader, ek bid dat u die mense sal laat sien, dan voor ek ooit weer terugkom na hierdie stad as ek kom, op baie van diegene heen gaan, dan Vader God, op daardie dag sal daar geen verskoning wees nie. Nou ek het van u gepraat. Spreek, Here, dat ek die waarheid vertel het. Ek onderwerp myself aan u saam met hierdie gehoor, neem elke gees hier binne
onder my beheer in die naam van Jesus Christus. Amen. Now just be reverent. Wees net eerbiedig, moenie twyfel nie, glo alle dinge. Nou net 'n woord, want ek het gepreek. Was nie bedoel om dit op hierdie manier te doen nie, ek sou net vir die siekes bid. Maar toe ek 'n klomp mense gesien het wat nie tevore in die dienste was nie, het ek gedink dit sou 'n goeie ding wees as ek dit doen. Ek praat met jou net soos ons Here gepraat het met die vrou by die put. Die Vader het hom soontoe gestuur. Hy het geweet hy het soontoe gegaan, maar hy het nie geweet wat om te doen nie. Die vrou het uitgekom, so hy het met haar begin praat. Toe hy kontak gemaak het met haar gees, het hy gesien wat haar probleem was. Nou as die Here Jesus hier is, my gees ken jou nie, ek ken jou nie, ek het jou nog nooit gesien nie, maar as die Here Jesus jou wel ken en as sy gees jou kan kontak en my dan gebruik om te praat, kan hy dieselfde ding sê soos hy het vir daardie vrou daar wat dit is. Nou as die Here iets aan my sal openbaar waarvoor hy hier is, en natuurlik ons weet hy is oorgewig, maar iets behalwe dit sien, dit sou wees, sou dit jou laat glo, sou wees jou geloof in God gee om jou te laat glo. En die gehoor het gesê dit sou hulle laat glo. Nou mag die Here dit skenk. Nou as die gehoor nog steeds my stem kan hoor, ek sien die man terug beweeg. Ja, hy het 'n breek wat hom pla. Dit is waar. Glo jy? Nee, ek kan dit nie sien nie, maar hy het dit. Jy sê jy mag dit geraai het, broer Branham. Net 'n oomblik, ons sal sien of dit is. Ek glo ek sal dit in my gedagte probeer hou. Ek het 'n breek gesien of so iets, 'n breek. Glo ek was dit breek. En hy het haar probleme ook. Jy het 'n motorongeluk ook gehad. Dis so spreek die Here. En jy is nie van hier nie, nee meneer, jy is van 'n stad met die naam San Francisco. Dis so spreek die Here. Jesus Christus maak jou gesond, gaan blymoedig terug, jou geloof het jou gered. As jy net sal glo, nou wees baie eerbiedig sien, glo. Ek blameer hulle nie, die Here prys nie. Sekerlik, God is 'n voorwerp van aanbidding, sekerlik. Ek bedoel bly net in julle sitplekke, hè, geloof. Moet glad nie twyfel nie, glo net met julle hart. Nou sommige van julle daar buite begin bid, glo. Buig net julle hoofde en buig julle hart in plaas van julle hoof. Nou hierdie man hier is 'n vreemdeling vir my. Ek glo jy het jou hand opgesteek daaronder dat ons vreemdeling is vir mekaar. Dan ken ek jou nie, jou nog nooit gesien nie. En God ken jou, ek ken nie. Nou as hy my iets sal vertel wat verkeerd is met jou, of iets wat jy gedoen het, of iets wat jy gaan doen, of iets wat jy beplan om te doen, of net iets waarvan jy weet, waarvan ek niks weet nie, sou dit jou geloof versterk, meneer? Sou dit vir die gehoor doen? Goed. Nou hier is twee manne wat nog nooit ontmoet het nie, nog nooit tevore in die lewe ontmoet het nie. Nou hierdie is net dieselfde as toe Simon Petrus na die Here Jesus toe gekom het. En sy naam is Simon, so hy het vir hom gesê, sy naam was Simon gesê, jy is die seun van Jona. En toe hy hom vertel het, met hom gepraat het Petrus geglo. Nou die Here, God ken hierdie man, ek ken nie. Maar as die Here iets sal openbaar, het hy gesê dit sou hom laat glo, geloof hy. Hy het gesê dit sal jou laat glo. Nou mag die Here dit skenk, net soos ek myself verneder. Nou my kosbare vriend, ons is hier in die teenwoordigheid van God, ons is hier vir geen ander doel, behalwe die heerlikheid van God nie. Nou as jy net geloof sal hê, nie twyfel nie en glo. Wel jy lê aan een of ander soort probleem soos rectum verstel. Dis jou probleem, verstel. Dis waarvoor jy genesing wil hê. Daar's iets vreemd omtrent jou. Jy is 'n prediker, dis reg. Ek sien jou, jy het voorheen net hier gepreek. Maar jy is nie nou hier nie. Jy is naby 'n stad met die naam van Eureka, so iets, dis reg. Glo God weet wie jy is. Jy is eerwaarde Howard Cole, so spreek die Here. Ek geloof, God seën jou. Glo jy met jou hele hart? Glo net, dis al wat jy hoef te doen. Ek geloof in God, moenie twyfel nie. Now, lady, I see, right now, look at my hand. See, just... Nou dame, nou, jy sien, kyk nou net hier na my hand, sien? Dit net. Dame wat daar sit en ly aan sinus probleme gepla, bid ook vir 'n suster. En daardie suster is in 'n staatshospitaal. Maar hy het toe die soem van sy kleed aangeraak. Wat het hy aangeraak, dame? Sy kleed, die hoofpriester. Nou daardie ding is waar. Nou as dit is, steek jou hand op as jy dit wil aanvaar. Goed, God seën jou. Daar het julle dit sien, vrou wat daar sit nie eens in 'n gebedsruimte.
Wat het sy gedoen? Sy het die son van die hoofpriester se kleed aangeraak. Dit doen dit. Jy nou geloof in God. Sit net en bid soos sy was. Nou, jy is 'n vreemdeling vir my. Ek ken jou nie. Ek het geen manier om jou te ken nie. Ons is net twee mense wat hier op aarde ontmoet het, 'n man en 'n vrou, soos dit was in die dae van ons Here, toe daardie pikkie hulle die vrou by Samaria ontmoet het. Nou as die Here iets aan my sal openbaar waar jy weet ek niks vanaf weet nie, dan sal dit julle glo, sal dit goed, mag die Here dit skenk. Nou jy is baie swak vir een of ander rede, jy het 'n operasie gehad en daardie operasie was 'n kankertoestand wat op die skildklier was. Dis so spreek die Here. Glo nou met jou hele hart. Satan, ek veroordeel hierdie toestand van my suster. Kom uit haar uit in die naam van Jesus Christus. Gaan en word nou gesond oral oor. Gaan en prys God. Aangename kennis, jong dame. Ek ken u nie, ek's 'n vreemdeling vir jou, maar God ken albei van ons. Nou net 'n oomblik, iemand in die gebou, daar het toe 'n ander vrou hier gestaan, sien. Nou wie is baie eerbiedig. Hoe is dit nie wonderlik om in sy teenwoordigheid te wees nie? Vriende, kan julle wakker word om die feit te besef dat die woord van God gemanifesteer word. Nou ek geloof, dis iemand hier. Nou weer vir jou. As ek jou op enige manier kon help, sou ek dit doen. Maar ek kan nou nie help nie, net as Jesus hier gestaan het, kon hy jou nie help nie. Jy sou geloof moes hê in sy wat hy alreeds gedoen het, want die hele plan van verlossing, elke verlossingsseëning is volbring op Golgotha toe hy gesterf het. Glo jy dit? Ja, jy is 'n Christen. Ek kan jou gees voel dat jy 'n Christen is. Maar hy staan nie hier vir jouself nie, dis vir iemand anders, dis jou man. Hy's nie hier nie, hy's siek by die huis. Hy's gepla met iets wat hom krepeel maak. Dis arthritis. Hy het 'n velsiekte. Die man was altyd 'n Christen. Hy's nou afvallig. Jy het 'n dogter hier by jou, sy het nierprobleme en julle het huislike probleme in julle huise. Dis so spreek die Here. Dis die waarheid, is dit nie? Glo jy met jou hele hart in hierdie dinge sal reggestel word? Dan in die naam van Jesus Christus gaan en ontvang dit. Amen. Ek daag julle uit om te glo dat dit die waarheid is. Nou net visioene soos daar, nou is die hele gehoor, ek het diens na diens gaan. Nou die hele gehoor lyk soos dit, lyk net so 'n soort van helder, soos 'n gloed, skynsel bo oor hierdie gehoor. Net nou, dis die teenwoordigheid van die Heilige Gees sien. Ek kom nou in so 'n plek. En sien, jy het in 'n ander wêreld ingegaan, in 'n ander dimensie, ander sfeer. En ek so swak as wat ek gepreek het van vanmiddag af. Dis reg, ek moet net 'n bietjie stop, maar die laat soort van jouself rus. Nou hierdie is verskeie hierdie. Ja, ons sê vir hierdie vrou hier, ons is vreemdelinge vir mekaar, maar Jesus ken ons albei. Glo jy dit? Goed, jy glo dit. Nou, toe Moses afgegaan het na Egipte om 'n teken te doen om die mense te wys dat God hom gestuur het, was daar 'n teken, 'n bevestiging dat hy God se diensknegt was. Hy het hulle die waarheid vertel hoe om die toorn van daardie nasie te ontsnap. Die toorn van God sou oor die volk kom. Pasga moes gedoen word. En nou het Moses soontoe gegaan en die teken gedoen wat God vir hom gesê het om te doen. Die stok en 'n slang verander en dit toe weer opgetel en sy teken gedoen met die melaatse hand en die hele Israel het hom geglo sonder een murmurering sien. Hulle het hom geglo. Maar wonder hoekom dit vandag is dat mense nie, wanneer Jesus gesê het dit sou plaasvind, hier is hy, net hier vanaand. Ek het geen keuse hierin gehad nie. Daardie dinge was voorbestem deur God. Glo julle dit? Sekerlik, julle glo dit. Hulle is verordeneer deur God, die mens kan homself nie maak nie. Wie kan deur te dink 1 elbes die lengte voeg? Maar hierdie is nie 'n maklike weg nie, dis 'n moeilike weg, lyding, ongekende lyding. Jy kan nie die publiek vertel nie, hulle sou dit nie verstaan nie, jy kan dit nie verduidelik nie, want jy weet dit self nie. Jy moet net voorgaan en jou bediening doen, wanneer dit alles verby is, gaan jy huis toe. Nou, ek praat met jou, net soos die Here het met die vrou by die put, om jou probleem te vind. Ek sal dit vind, deur sy genade. Jy het TB, dis reg. Jy het ook 'n kankertoestand. Jy het 'n bloedsiekte waarin die dokters niks kan doen nie, dis ongeneeslik, dis presies. Ek sien 'n soort van 'n gesette dokter, sy kop skud terwyl hy na die ding kyk, gesê het, daar's niks wat daarvoor gedoen kan word nie. Dis reg, dit beskryf hom. Nou, hoe sou ek weet in die kamer, die laboratorium waar hy gestaan het, sien?
Nou, jy het baie komplikasies met dinge, ander dinge wat verkeerd is met jou. Jy is regtig siek. Jy's nie van hierdie stad nie, nee, jy's van 'n groter stad is hierdie, en die stad lê oos van hier. Dis Salt Lake stad. Dis reg. As God vir my sal sê wie jy is, en jy die heel pad van daar af, as God vir my sal sê wie jy is, sal jy glo dat ek sy profeet is? Jy sal. Goed, mevrou Hawie, jy kan terug gaan huis toe, gesond gemaak word. Jesus Christus maak jou gesond. Glo julle in die Here? Goed, kom. Nou iemand wat dink dat jy haar gedagtes mag lees, kom hier, dame. Sit jou hand op myne. God sal vir my sê wat verkeerd is met jou. Glo jy dit? Jou hartprobleem is genees. Gaan huis toe, wees gesond. Nou, wat daarvan? Kom dame, nou hierdie vrou het dieselfde ding gehad, want daar's 'n lig wat van hierdie vrou af na daardie een gekom het. Gaan dit aan, jy's ook genees. Jesus Christus maak jou gesond. God seën jou. Kom op, wie ook al is daaronder, kom hier na toe. Nou as God vir my sal sê wat jou probleem is deur hier na toe te kyk, sal jy glo dat ek sy profeet is. Go on your road and rejoice. Say, Jesus makes me well. Believe it with all your heart. Have faith in God. Rugprobleme, gaan op jou pad en jy kan sê, Jesus maak my gesond. Glo dit met jou hele hart. Hy geloof in God. Nou, wanneer jy in die oggend opstaan, is jy ook baie styf. Arthritis is waarvoor jy gebed wil hê. Nou, as jy in die Here sal glo met jou hele hart, kan jy môreoggend teen daardie trap ophardloop. Gaan glo hardloop teen die trap op. Glo met jou hele hart. Dit moet jy wees wat moet glo. Goed, kom suster. Glo jy God kan my na jou daar laat kyk en sê wat verkeerd is met hierdie vrou? Wel, sal jy ook glo met jou hele hart, suster? Jy sal goed gaan en jou asmatiese toestand sal jou verlaat. Glo jy dit? Goed. Gaan glo in die Here Jesus met jou hele hart. Now, this woman come here, you don't know what she's got wrong with her? It's stomach trouble. Go get you a hamburger. God heals you, makes you well. Hierdie vrou wat hier kom, wil julle weet wat sy verkeerd het met haar? Dis maagprobleme. Gaan kry vir jou 'n hamburger. God genees jou, maak jou gesond, hy geloof. God kan verdoen wat Asmodor nie sal doen nie. Glo jy dit? Gaan dan op jou pad met blydskap. Daardie ou hoes kom uit hom uit in die naam van Jesus Christus. God seën jou, gaan glo. Wat as ek vir jou gesê het, jy was genees toe jy aan die boekkant van die trappe gekom het? Sê jy my hoor daarvoor aanvaar? Gaan blymoedig sê, dankie Here, gaan en word gesond gemaak. Glo met jou hele hart. Jy's 'n baie gesonde vrou om geplaag te wees met senuwees, maar dis wat jou probleem is. Gaan, dis nou alles verby sien. Menopause, net die verandering. Nou glo jy die asmatiese toestand verlaat jou ook, 'n dame se probleem en asmatiese toestand. Gaan op jou pad en jy sê, dankie Here, hy genees my. Hoeveel daar buite wil in die Here Jesus Christus glo? Hoeveel glo dat hierdie die Heilige Gees is, dat ek julle broer is? Dan is die Heilige Gees hier. Sien daardie vrou wat genees is? Jy kan ook genees word. Jou gelowiges is hier, steek hulle hand op, dan het die Bybel gesê vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg, as hulle hand op die siekes lê, sal hulle gesond word. Lê hand op mekaar, sit hulle hande oorkant op mekaar, bid vir mekaar. Here Jesus, kom in die krag, ek gee vir u hierdie gehoor. Satan, jy het die stryd verloor, kom uit hierdie gehoor, uit verlaat hierdie mense in die naam van Jesus Christus. Prys die lewende God.